Goeiemôre, good morning. Dis amptelik klein Vrydag. En ons maak reg om jou in die naweek lym in te kry. Nou Thys lyk of hy reeds met vakansie is, of hoe Thys? Nee, hempie nie, maar ja, julle gaan my van maandag al sien, dan sit 'n countdown. The great countdown, baby. So ek het maar gedink ek gaan volgende week elke dag vir die week gaan ek 'n een of ander tropiese hempie dra en dan kyk ons of die kykers kan raai waantoe is ek op pad. Ai, must be nice. Ons sien vreeslik daarna uit, maar jou danspassies voordat die program afgeskop het, getuig daarvan dat jy reeds baie opgewonde is. Luister ons, die sitkamer vol gaste vir jou vandag en aangesien dit ook vandag Wêreldsomgewingsdag is, gesels ons onder andere met die TV-aanbieder en dokumentêre filmmaker Bonaide Bot. Arnold kom vertel ons oor die naweek se sport en Jackie Lou kom maak musiek vir ons hier in die ateljee. Maar vir nou is dit eers tyd vir ons oggendpraatjies en Ros, ek weet jy het sommer 'n heel lekker storie. I do. So, you know South Africa is rugby mad. I mean, there's this massive game happening this weekend. The Vodacom Bulls taking on the Hollywood Bet Sharks. But we love rugby. Some people love rugby even more than we do. Het julle al gehoor van onderwater rugby? Nee. So it's actually something that exists. I didn't just make that up 5 seconds ago. So what happens in underwater rugby, it's a full contact sport, which is now not so kind of impactful when you have the water to break your contact, right? Or the impact. So dit is heeltemal onder water gespeel. 2 teams of 6 try to score by placing a weighted ball in the opponent's basket, which is about 3.5 to 5 meters deep. So jy's nogal redelik ver onder water. Die spelers dra maskers en fins en snorkels en dan gee hulle mekaar die bal in verskeie rigtings. En dit is die enigste, hulle sê, it's the only true 3D team sport. It's fast, it's physical, dit is regtig nogal interessant. Maar jy moet vir ten minste 30 sekondes jou asem kan hou, because it's like fast and then you go up and then you go down. So we've got a video of what these underwater rugby games look like. So let's take a look. Okay. Daai lyk na harde werk. Okay. So for the people that know, explain to me, this is basically just underwater water polo. That's exactly what it is. But It makes sense. it's water polo. Ja. Onder water. Dis rugby man. Alles dit lyk vir my soos 'n loskram die hele tyd onder die water. Nou, hier's 'n trick question want ons sê mos jy is vol kontak, né? Ja. So, hoe lyk 'n dip tackle? Daai was nou die droogste joke van die oggend. Dis Of nou 'n eers laagvat. Die droogste. 'n laagwater tackle word 'n vlakwater. Vlakwater tackle. Vlakkant. So ons is nou so goed in rugby in enige anyways. So dink julle as ons soos vir 'n Penny Heinz wat ook op Goeiemôre Good Morning was reeds kry om die span af te rig, dink jy ons kan nogal goed doen in hierdie sport? Definitief. Ek dink as jy kyk wat deesdae Olimpiese spele toe gaan, jy weet, is al plek vir dit. Was dit 'n bietjie van die dig vir die breakdancing tyd? Ja, Okay. definitief. Ek sal persoonlik nogal uitsien na 'n ander soort duikslag deur Ryk Neetling. Ja, natuurlijk. Pieter? Nee, ek moet net vir julle sê ek sal maar net bo kan die water bly want daai lyk vir my gans en al net harde werk. Ja, absoluut. Ja, ek weet nie, maar opgaan, afgaan, dan weet jy nie waar. Lyk vir my onder is 'n ou wat langs sy asem kan hou en hy skiet net die bal hierdie kant en daai Ek het kant. nog 'n droë ene. Ja. Okay. Of So- 'n nat ene. So dan as dit 'n provinsiaal moet gaan, dan gaan die Sharks dit oorweldig. Hulle sal 'n goeie span kan inskryf. En dan nog 'n droë joke. Hulle hou nie op nie. Hulle hou nie op nie. Nou goed, julle het mos nou vroeër die week my siel uitgetrek, so nou is dit weer tyd om vir julle 'n persoonlike vraag te vra. Snork julle? My man sê ek doen. Maar dan weet ek slaap lekker as ek snork. Pieter? Nee, glad nie. Oh shit. Thys? Dis nog ene. Daarom of ek met my snorkel bed toe gaan. Menora bly vanmôre, pappa. Nee, ek snork. Snee geheim. Ja, okay, ek ook. Wel, die rede waarom ek vra, is daar is nou hierdie neiging op sosiale media waar mense hulle monde toeplak met kleefband om dit stop te sit. En daar is selfs nou produkte wat vir die doeleindes bemark word, soos geïllustreer deur die video wat nou gaan speel. Kom ons kyk.
Really? Nee. Nie die liedjie nie. Wel, 'n nuwe studie wys waarom hierdie aanlyn neiging potensieel gevaarlik kan wees. 'n Onlangse oorsig van bestaande navorsing het die veiligheid en doeltreffendheid van die praktyk ondersoek, waar mense hulle monde met kleefband toemaak terwyl hulle slaap. So baie aanhangers beweer dit bevorder beter slaap, verminder 'n gesnork, help teen 'n droë mond en asma en selfs vir 'n skerper kakebeen kan jy nou meer. Maar die wetenskaplike bewyse ondersteun die aansprake glad nie. Navorsers het 10 studies wat tussen 1999 en 2024 gepubliseer is ontleed en slegs 2 het klein verbeterings aangetoon by mense met ligte obstruktiewe slaapapnee. So ek weet nie, dit is vir my nogal Ek is so bly ons het hierdie berig gekry, nê, want ek het al 'n paar kere wakker geword en dan net dit my mond toe geplak met iets. En dis sê my dit is medisinaal bewys dit werk. Ag nee. So ek kan dit nie verder doen nie. is dit die waarheid. Ja, 100%. Ek sê mos nooit vir jou jokkie, Elsa. Ouens, en ek dink daar is soveel goedjies op die mark al Ja. wat jy moet vasbyt of in jou neus druk of vasknyp of vasdraai. I've tried them all. Man, ek Ja. wil werk. Ek het al gesien soos daai TikTok video. Ek het gesien mense sê hulle they've tracked their progress with this thing and then it actually has worked. Veral vir daai sculpted jawline ding, want dan slaap jy nie so nie. Jy is nou alles is nou lekker mooi toe. Want ek weet nie, alles is 'n fofie. So daar's nou hierdie nasal strips wat mense ook dra. Ook die crossfitters dra dit nog eintlik baie. Ek het dit nou hierdie naweek gesien. Dat dit blykbaar jy sit hierdie ding, dit lyk soos like a duct tape or a kind of like a masking tape, whatever. You put it across your nose and then it helps you to breathe better. But where's the research? It's just coming. These things are just coming. Tuis ek weet nie, ek het nog nooit gehoor dat ek snork nie. Maar hoe voel jy as jy in 'n vliegtuig sit en jy gooi jou kopie so 'n bietjie agter? Ja, ek is daai ou. Jy weet, so daai Nee. wat is dit? En dan so daai enetjie gaan eintlik lekker werk op 'n vliegtuig. So plak hom net op die vliegtuig Ja. op die vlug toe. En dan die ding bo-op moet staan, ja, go away. Ja, don't bother. Ja, dan bother. Ja, daar is dit nou. Nou, Afrikaans het soveel mooi nuwe woorde soos smaakmaker, oogpoeding en kieriekorting, maar 'n stokou verjaarsdagliedjie. Dalk is dit tyd vir 'n nuwe een met 'n lekker nuwe woorde en 'n dingetjie om Afrikaans se 100ste verjaarsdag te vier. So wat sê jy? Skryf jou voorstelle in vir 'n verjaarsdagliedjie. Besoek verseker.co.za/onsverjaar of besoek Verseker se sosiale media blaaie en vind uit hoe. Daar is ook lekker pryse op die spel en hierdie is trots gebring aan jou deur die versekeringsnaam met die beste diens in versekering, Verseker. Verseker is 'n produk van A&G, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B's en V's aanlyn. Orange Index kategorie wenner 2024-2025. Bly ingeskakel want net hierna kuier die vreeslose dokumentêrfilmmaker Bonaide Bot by ons.
Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Dis vandag Wêreldomgewingsdag, iets wat oor die algemeen maar meer aandag kan geniet. Ek kan egter nie aan 'n beter gas dink vir vandag se gesprek nie. Haar liefde en passie vir omgewingskwessies en veral renosters is inspirerend en aansteeklik. Ek praat natuurlik van Bonnie de Bot. Bonnie, baie welkom hier by ons. Goeiemôre Elsa, baie dankie, is lekker om hier te wees. Nou net voordat ons by die positiewe omgewingsstories uitkom, wil ek net so 'n tree terugneem en vir jou vra, waar het jou liefde en passie vir die omgewing oor die algemeen vandaan gekom? Jong, my liefde vir die natuur is te dank aan my ouers en my ouma en my oupa. Jy weet, hulle het my en my twee sissies tydens skoolvakansies Kreer-Wildtuin toegeneem. En ons was blootgestel aan spesifiek my oupa se uitgebreide kennis. Jy weet, hy het elke boom geken, die naam, die plant, elke dier. En dit is waar my passie en my liefde vir die natuurlike wêreld gebore is. Kyk, ek is nou nie 'n opgeleide bewaringswetenskaplike nie, maar ek dink tog ons almal sien onsself as 'n bewaarder. Jy weet, van een of ander aard. En as jy geloofsmens is wat ek is, dan is dit ook 'n opdrag van God om na ons skepping om te sien. So die boodskap van bewaring is vir my baie belangrik en ek is baie bevoorreg om in my rol as televisieaanbieder, filmmaker, dit wat my in verwondering in die natuur laat staan tot in sitkamers te bring. Ek dink jy stel dit vir my so mooi. Nou, ons moet vir 'n oomblik stil staan by die tema van jaar en dit is plastiekbesoedeling. Ja. Jong, dit is maar 'n depressiewe onderwerp om oor te gesels, maar kom ons gaan kyk na die feite also. Wetenskaplikes sê ons verstik in die goed met 8 miljard ton plastiek op die planeet. Die oseane snak na asem. Daar word voorspel dat daar teen 2050 meer plastiek in die see gaan wees as visse. En stel jouself nou dit voor. Om die waarheid te sê, ek is nou sopas terug van Namibië af waar ek verfilm het saam met Nudee Dreyer. En hy doen ongelooflike werk saam met sy span daar langs die pragtige kuslyn van Namibië. Hulle hardloop letterlik in robkolonies in met so spesiaal gemaakte net. Dan vang hulle die rob en wat sny hulle weg? Plastiek. So elke rob wat hulle bevry en vang, verwyder hulle plastiek van. Ons het die een dag 10 robbe gevang, die ander dag 3 robbe gevang. Kyk, ek moes natuurlik net byhou want Nudee is 'n ultramaraton atleet. So ja, my fiksheidsvlakke is redelik getoets, maar kom ons laat dit daar. Maar ja, ons het vislyn afgehaal, ons het groentesakke afgehaal. Jy weet daai tipiese groen en oranje groentesakke, jy sal hulle self ken, waar ons lemoene koop, botterskorsies. So ek wil 'n beroep maak op mense om miskien net beter van hulle afval ontslae te raak en kom ons probeer om dit terug te kry in herwinning. Definitief. Nou ons gaan kyk by hoeveel positiewe stories ons kan uitkom, maar iets wat my persoonlik na in die hart lê is die pikkewyne. Ja, en ek is so bly jy bring positiewe stories want daar is so baie en ek kan jou heeldag besig hou. Natuurlik. Elsa, maar jy weet al jy het nie genoeg tyd nie. Maar ja, die pikkewyne, ek het bietjie tyd spandeer op Dasson-eiland saam met die Sankop navorser Albert Snyman. En daar's natuurlik dis die tuiste van duisende pikkewyne, maar die bevolking het afgeneem met 98%. En dis 'n ryk visvanggebied, so die vissersbote gaan in groot skaal en hulle vat die kos van die pikkewyne af weg. So hulle het nou mikroskyfies begin insit in die pikkewyne om te sien waar beweeg hulle, is daar genoeg kos en hulle het bewusmaking geskep. En soveel so dat daar nou 'n hofbevel uitgegaan het wat gesê het kom ons sluit hierdie betekenisvolle biologiese voedingsgebiede vir 10 jaar vir die pikkewyne. So ek dink hulle gaan genoeg kos hê en daai getalle gaan stabiliseer. Goed, wat is die situasie rakende die pumas? Die pumas, ja, dit was weer 'n verskriklike positiewe storie wat ek so 'n paar jaar verfilm het, die hervrylating van pumas in Patagonië. Kyk, hulle staan bekend as die spook van die Andesgebergtes. Jy sien hulle nie. Hulle is skaam, hulle is skie. En ek het saam met Emiliano Donadeo gewerk en hulle het toe nou nekbande aan die pumas gesit, want wat dan gebeur is, hy kry 'n notifikasie op sy foon, wanneer 'n diep puma dan nou naby aan 'n plaas beweeg. So hy kan die boer onmiddellik inlig en sê, maak seker jou skape is veilig. Dit is 'n perfekte manier om daai konflik tussen mens en dier te kan bestuur. Ek dink dit is 'n goeie voorbeeld. En dan net vinnig, daar is ook 'n positiewe storie rakende wolwe. Ja, nee, kyk, wolwe in die Yellowstone Nasionale Park, daai landskap, Elsa, is ander wêrelds. Dis magies. Dit is net uiters wild. Dit is vir my 'n besonderse plek en die wolwe daar 100 jaar gelede is hulle heeltemal uitgewis. Mense het hulle gevrees. Toe 70 jaar daarna word die wolwe weer teruggebring na Yellowstone toe.
En die Yellowstone Wolf Project word nou erken as een van die grootste bewaringssuksesstories. Nie net omdat hulle nou floreer nie, maar oor die laaste 3 dekades het hulle tot ongelooflike, dit het 'n rimpel-effek gehad, tot verstommende ekologiese herstel gelei. En weer eens wys dit vir my dat 'n span kan 'n verskil maak, 'n individu kan 'n verskil maak en 'n spesies kan 'n verskil maak. Nou ons het so 1 minuut oor. So ek wil tog vir jou vra, hoe lyk die sake rakende renosters op die oomblik? Ja, kyk, Februarie was daar mos nou 'n persverklaring wat gepraat het van die statistieke van verlede jaar teenoor 2023 en dan sien 'n afname. Dis bemoedigend, maar ek sê altyd ons moet die opskrif dalk so bietjie verander want dit is misleidend. Ons sien 'n afname, dis bemoedigend, maar daar is gevaarligte vir 'n nuwe tendens. En dis ongelukkig dat hulle nou ook die onthorende renosters teiken. So dit lyk vir my die syndikaat het bietjie hergroepeer en hulle strategie aangepas. As jy daai krane gaan toedraai, gaan hulle innoverende maniere vind. En dis presies wat hulle nou doen. Net in een sin ek weer is moeilik. Waarom is dit so belangrik om Wêreldomgewingsdag te vier? Ek dink dit gee vir ons die geleentheid om ons verbintenis met die natuur weer daarna te kyk, te besef wat dit vir ons beteken en watter veranderinge ons kan aanbring om in die toekoms in te beweeg en vorentoe te beweeg. Bonnie, dis altyd insiggewend. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het. Groot plesier. Nou ja, onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning, maar bly gerus ingeskakel want net hierna gaan ons op 'n internasionale toer. Jy wil dit nie mis nie. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Welcome back. You're watching Goeiemôre Good Morning. So many of us have dreamed of traveling the world, only to feel overwhelmed by the planning and the cost. That's exactly what happened to two South African friends, Carl Cronje and Jake Smaritz. While living in their cramped London apartment, they came up with an idea to make international travel more accessible. And that idea became Expat Explore, a company born not only to fulfill their own travel ambitions, but to help others see the world too. And I now am speaking to Jake Smaritz, who is live from Cape Town. Jake's massive warm welcome to Goeiemôre Good Morning. Thank you. Thank you very much for being here. Please tell us and the viewers about Expats Explore. How did it come about? Well, it's a fascinating story, so I'll try and condense it. As you said before, Carl and I, my business partner,
We knew each other somewhat from South Africa because we went to different universities. We were both on their respective SRCs, but we weren't really friends at the time. But around about the same time, we both went to the UK for the adventure, and obviously because we wanted to travel and see the world. So, and that we're now talking about roughly around 2002. So, move on about 2 years, and I started another business in order to survive. And right about the same time, Carl approached me and he said to me, "Listen, I like this travel thing a lot. I'm not too bad at organizing trips for other people, so I want to do this for a living. So, can you help me with the business side of things?" And I said to him, "Listen, I understand business." I didn't really, but I just said I did. And we decided to start this travel business because we were both avid travelers. We had a huge passion for it. And the first thing we did was to actually decide we wanted to process Schengen visas because a lot of South Africans at the time, or South Africans still need Schengen visas to travel to Europe. And we wrote a letter to the French consulate, had it translated to French because they like that type of thing, and they allowed us to process visas on other people's behalf. And what we did was to combine that with tours, and that's how it all started. The first thing we did was to actually just take £800, have a massive party for family and friends, and we told them, we're starting a business, support us. And that's how it all began. £800 would get you a huge party here in South Africa, even today. Absolutely. So you offer tours, 450 types of tours, and in over 6 continents. How do you actually manage all the logistics of this? Because those tours have all got people on them that all need things from you. Absolutely. I mean, it's a in terms of logistics, if you just think about all the components that go into a tour, it's a massive thing. And in the beginning, Carl and I started off doing everything. You know, we had to get new people or people on board to help us with that fairly quickly. But in the beginning, we did absolutely everything from tour guiding in Paris on weekends, putting everything together. But these days, with 450 tours on the road, and that's just the one company we're talking about, it's a massive, massive outfit. So what we do is we invest heavily in expertise and systems. We've been doing it over the last 20 years. We have in the vicinity of close to 400 people working for us at this stage just to make everything work. We also have very close relationships with our suppliers, if you want to call them that. That'll be the hotels and restaurants and excursions. You know, we not directly employ, but we directly contract our tour leaders. So all of that, you know, and the logistics behind it are dealt with competent people and well-developed systems. And yeah, we've had 20 years experience, and we pretty much know what we're doing by now. Sounds like it. That sounds absolutely incredible. You are celebrating your 20th anniversary. So what are some of the special things we can be on the lookout for? Of course, as I said before, we're travel folk. We're very, very passionate about the industry and how it enriches people's lives. So we want to share it with as many people as we possibly can. So at the moment, we're running huge discounts on our website. If you go onto that, it's never too late to plan a trip for this year or even for next year. But and the reason why we're doing that is because we want to share and celebrate this occasion, or the 20th, with as many people as we possibly can. But also with us, things are never standing still. Looking forward to the next 20 years, we are, you know, planning new destinations, new types of tours. For example, if you want to see Europe on a train, things like that are coming. So yeah, it's kind of like a milestone for us. We're planning new innovative things, but we also want to get as many people on board this year and next year as we possibly can to celebrate with us. I love what you did there with the on-board and the train holidays that are coming up. Jakes, I wanted to also ask you how your South African background influences the way that Expats Explore operates. Oh yeah, that's a very good question. I get that a lot because if you think about the context and what we did, it's 2 South African and fairly young South Africans, young innocent South Africans, if you will, going over to another country, the UK, and starting things up there. And here we are 20 years later.
And if we bring it back to South Africans and how we are as a nation, I think the first thing that springs to mind is the fact that we are hospitable people. We like to host. Even these days, if you go on one of our trips, you get that feeling of family, of being in somebody's home. It's a very welcoming environment. And I think that takes us back to the fundamentals and the type of people we are, not just the South Africans, Carl and I as well. And we like to host. We like to make people feel welcome. The other thing is we're also problem solvers. That is something that we need, and we were brought up like that in South Africa. So being in a country without the networks and the know-how, we had to solve problems constantly. It's still one of our core values in the company. We constantly solving problems for people and for ourselves. And I think you take that back to our South African upbringing. But the one thing that stands out for me is our competitiveness. South Africans by nature are incredibly competitive. I mean, we employ people from all over the world. And I know this is a fact. And I think the fact that we're so competitive didn't make us shy away from taking on the big boys. These days, we are one of the bigger boys, but we always wanted to do that. It's that competitiveness that took us forward constantly. That is absolutely amazing. Thank you, Jake Maritz from Expats Explore, for joining us. We'll put all of those details up on our social media pages so you can also be an explorer. Remember, you can advertise on Goeiemorgen Good Morning. To send an email to sales@creatorsway.co.za. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn valleyboutique.co.za. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za and quote online in under 3 minutes. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Goeiemôre, good morning. Dis nou tyd vir jou sport en ons het natuurlik gister 'n kompetisie op ons Facebookblad gehad vir kaartjies na die WURC semifinaal tussen die Vodacom Bulls en die Hollywood Bet Sharks die naweek by Loftus. So, baie geluk aan die Human gesin en Wayne Basterman. Julle elk wen 5 kaartjies trots geborg deur die Global Rugby Unie. Onthou op ons op sosiale media te volg vir nog lekker kompetisies en ek gee dinge nou oor aan Arnold, wie bietjie bittersuur is dat hy nie daardie kaartjies gewen het nie. Sorry Arnold. Wie die trekking gedoen? Ek wil net weet Terms and conditions apply. Terms, T's and Ek moes nie eers ingeskryf het nie.
Is this why you're wearing a Vodacom blue bulls? Wel, ek het gedink ek help net maar waar ek kan. Nee. Waar begin ons vanoggend met die sport? Franse Ope, eerste ding. Wat 'n ongelooflike dag vir die Franse gister. So geïnspireerde Lois Boisson het Roland Garros gister verheug, die Franse vrou. Nommer 361 in die wêreld en sy het Mira Andreeva verslaan om 'n halfeindstryd teen Coco Gauff op te stel terwyl Jannik Sinner 'n laaste 4 ontmoeting met Novak Djokovic of Alexander Zverev opgestel het. Wêreldnommer 1 Sinner het 'n omvattende 6-1, 7-5 en 6 stroop oorwinning oor die omgekeerde Kazak Alexander Bublik afgevuur, maar Bassol wat haar debuut by 'n Grand Slam toernooi maak, het haar pad na opwindende 7-6 en 6-3 oorwinning verseker om die eerste Franse vrou te word wat die halfeindronde haal sedert Marianne Bartoli in 2011. Nou hier is die grootte. Die 22-jarige is die laagste gekeerde vrou wat in 'n major halfeindstryd in 40 jaar speel. Dit wil gedoen word, hoor. Dit is regtig so inspirerend dat sy hierdie ding doen en sy was eintlik voor sy nou hierdie groot opskraak gemaak het omdat sy deurdring na die semifinaal toe. She was actually in the news in the French Open because of the comment that was made by another player about when the player said to the umpire, please can you tell her to wear some deodorant? And that's the same lady, Boisson. Ja. So ek is so bly vir haar dat sy nou so seevier ten spyte van mense wat so 'n bietjie katterig is soms op die tennisbaan. En nou het die Franse iets om voor te skree. Precies. So dit sal hulle ook so 'n bietjie terughou op die regte plekke. Hier's 'n baie interessante storie wat ek gister gesien het. Rory McIlroy, meesterskampioen, het nou oor die naweek, gister eerder, sy media stilte verbreek. Dis hoe dit gewerk het. Net voor die PGA kampioenskap is daar 'n probleem gewees met sy drywer se kop. Ongelukkig, dis die sogenaamde spring effect. Ja. En as jy die bal slaan, dan maak daai kop so en dan maak hy so. Ja. En uiteindelik omdat hulle die bal so hard slaan, en hy in besonder, was daardie veerkrag het begin te veel word. Toe sê Amerikaanse golfvereniging, hy sal die kop moet laat vervang. Dit was veronderstel om stil te wees sodat niemand in die moeilikheid kom daaroor nie. Nie dat daar sou moeilikheid wees nie, maar dis nie goed vir die vervaardiger TaylorMade of enigiemand anders nie. 2 medialede het die storie gehoor en die storie gebreek. Maar Scottie Scheffler is presies dieselfde ding, maar niemand het oor Scottie geskryf nie, hulle het oor Rory geskryf. Nou wil dit voorkom asof dit 'n onwettige ding is, wat nie onwettig is nie. Dit gebeur. Dis sogenaamde fatigue wat gebeur. En Rory het nou gesê, ek was bietjie kwaad want ek het geweet dat Scottie se drywer maandag gefaal het, maar my naam is die een wat gelek is. Dit was veronderstel om vertroulik te bly. 2 lede van die media was diegene wat dit gelek het. Ek wou nie toe opstaan en iets sê waaroor ek spyt was nie na die tyd nie. Ja. En ek dink op een manier is dit eintlik 'n baie volwasse houding om te hê. So hy het glad nie tydens die PGA met die media gepraat nie. Is dit reg of is dit verkeerd? Moeilik om te sê. Ek dink maar as hy weer eens gekyk waar Rory is. Jy weet hy's absoluut amper die ek wil half sê die mees volwassenste PGA speler in my opinie. Jy weet so maar miskien is hy die laaste straat nou loop hy dalk oor na lift toe, jy weet van hulle kyk nie vir die drywers daar nie. Dis 'n interessante gedagte, maar ek twyfel. Ek weet nie. En ek kan 'n kortbroek dra. Laastens die bulle. Dit wil so half lyk of dit 'n uitverkoop sessie is vir Saterdag. Daar was gisteroggend net 10.124, ekskuus, 10.122 gisteroggend. Ja? So 122 want daar's 'n hele lot kaartjies wat nou alreeds gegaan het word ons weggegee. Ja. So dat maar dit lyk of dit uitverkoop gaan wees. Met ander woorde, daar kan 52.000 mense Saterdag daar wees. En ek hoop 48 uur so. wat dit verkoop, ja. Ja. En ek is absoluut seker dit gaan gebeur. Wat vir my bloot net fantasties is. Dis wonderlik. Dis hoe ons behoort te wees oor ons spanne. Ja, regtig. Dit gaan 'n beautiful game. Dit sou dit behoort te wees. Baie opwindend, né? Verskriklik. En natuurlik die Sharks en die Bulle al reeds 2 keer hierdie seisoen geklop. 3 keer as jy die ekstra tyd oorwinning in daai Currie-beker halfeindstryd tel. So die Sharks kom met 'n sterk manier van doen op loftes. En hulle BMT, hulle het dit gewys. Wel, die laaste naweek. Maar ja, daaroor kan ons kyk hulle hou by. Ons kan daaroor debatteer. Ek dink hulle moes daai ding vroeër toegemaak het. Maar jy's 'n lekker cheetah, dink jy? Ja, wat sal ons weet? Wat sal jy weet, meneer? Ja, dit sê. Sê hom, vat hom aan. En dan laastens vir my een van die beste dae in sport in Suid-Afrika elke jaar is die Comrades Marathon. So dis die 49ste afwedloop Sondag en dit is die 98ste een. Maar luister net na 'n paar van hierdie stats. Daar is meer as 2,5 miljoen watersachets. Nou die hardlopers kry so 'n plastiese sakkie, jy byt hom af, jy byt een hoekie af en so. Daar
Daar's meer as 400 fisioterapeute. Die hospitaal wat hulle opstel by die eindpunt is groter as baie oorlogshospitale. Oh, wow. Daar's 88 mediese personeel wat jou kan help met net omtrent enigiets. Daar is duisende mense langs die pad. Dis net een van die mees ongelooflike goed en hier's die beste ding. Ek hoef nie te hardloop nie. Dis agter my vir nou. Ek het my deel gedoen. Ek het uiteindelik my taktiek gevat. Ek kry iemand om vir my te hardloop. Ek gaan weer hardloop. Ek gaan weer. Maar dis my 22ste keer met 'n mikrofoon in die hand by die begin en die einde. En dis vir my een van die mees emosionele oomblikke ooit. So dis vir my absoluut fantasties. Ek geniet dit soveel en jy kry die Engels is mooi, you get all shapes and sizes. Van Piet Weersma wat weer 'n kans staan om te wen van Holland af tot mense met groot respek wat jou grootte is tuis. Jy kry mans van 6'8" wat so lyk en dan kry jy mamas wat so lyk wat by die einde kom en hulle hardloop klaar in 11:55, maar hulle het daai medalje in die hand en dis een van die grootste goed wat jy ooit in jou lewe kan doen. Jy moet dit eintlik probeer, jy weet, om dit te kan, maar not me now. Nee, ek ook nie. And it's a like you say at the finish and the end, and throughout the race, it's a very emotional race. Massive. And then you see those people that miss it by like a second and my hart breek elke jaar. Maar dit is 'n wonderlike viering van the human spirit, right? Sware gedagte vir die ou wat sy rug moet draai en die gun moet skiet, want hy roep tyd. Dis die ergste. Oh, not for me. Baie dankie Arnold, 'n lekker naweek. Never. 'n Lekker naweek wat voor lê en maandag gaan ons weer opvang. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Net hierna is dit tyd vir geldsaake en tuis gesels met Dr. Dirk Verwoerd. Hy's 'n senuveearts van Karen Beef oor die impak van die back and closure epidemie. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor.
welkom terug. Dit is nou tyd vir finansies. Nou, die voerkraalreus Karen Beef het beesinname by sy Heidelberg aanleg opgeskort na 'n uitbreking van back and closure vroeër die week bevestig is. Die uitbreking het groot kommer in die vee- en vleisbedryf ontketen, veral omdat Karen Beef een van die grootste rolspelers in die Suid-Afrikaanse vleiswaardeketting is. En Thys gesels nou met Dr. Dirk Verwoerd, hoofveearts van Karen Beef, oor die maatreëls wat getref is en oor die pad vorentoe. Dr. Verwoerd, baie welkom op die program natuurlik. Ek dink dit is eintlik maar 'n baie hartseer ding wat nou gebeur het, nie net in julle industrie nie, maar oor die algemeen, jy weet ook oor die verbruiker daar buite. So net weer eens welkom Doc en dankie dat jy ons kan join op die show vanoggend. Môre Thys, baie dankie vir die geleentheid en goeiemôre almal. Right, Doc, ek dink ons begin sommer by die begin. Wanneer het hierdie probleem opgeduik? Wanneer het dit begin? Wanneer het julle agtergekom ons het 'n probleem? Ja, Thys, so die bom het gebars Vrydagoggend, dis die 30ste Mei gewees. En natuurlik het ons onmiddellike kwarantainemaatreëls toegepas oor die naweek. En so aan Maandag is die diagnose dan bevestig. Maar ons het reeds van Vrydag af alle beweging gestop, alle beeste in uitgestop. En terselfdertyd, en dit is eintlik deel van die tragedie van hierdie hele storie, is daar wel letsels gekry by materiaal in ons abattoir by Belfort, en onmiddellik is alle beweging ook daar gestop. Dok, ek dink is van selfsprekend. Ja, ekskuus tog. Ek wil daarom net sê, dis nou vars nuus, want dit is nou die enigste ligpuntjie op hierdie stadium. Laatmiddag gister het ons die toestemming gekry om die Belfort abattoir weer oop te maak en weer normaal te funksioneer daar. So ek dink aan die verbruikerskant sal die vleis weer begin vloei teen 'n baie laer tempo natuurlik, baie laer getalle. Maar ons is gelukkig in die posisie om 'n hele verskeidenheid van ander fasiliteite ook te hê. So dit is net die Heidelberg fasiliteit, dit is ons grootste, dit is 120,000 beeste wat geaffekteer is, maar ons het wel voerkrale en fasiliteite waarvandaan ons sal begin slag. Ek right. Dok, net so vinnig, ek dink is van selfsprekend dat daar's baie boere wat bekommerd is. Is daar enige maatreëls wat in plek gesit is ook om liggende boere gerusstellendheid te gee van julle kant af of oor die algemeen, jy weet van die departement van landbou sake ook af? Ja, ons werk natuurlik baie nou saam met die staatsinstansies, ons provinsiale en nasionale staatsstrukture. So ons is aanhoudend in kontak met hulle en ons het ook dan nou later vandag belangrike vergaderings in Pretoria om die presiese detail uit te stippel van hoe hierdie situasie hanteer moet word. So uitbrake van hierdie aard is gewoonlik so 2 weke piek waar al die infeksie letterlik homself uitwoed en die wat geaffekteer is en so aan dan nou een kant geplaas word. Ons maak letterlik 'n eiland in die voerkraal waar ons dan al die kliniese diere parkeer. So belangrik om te weet vir almal, hierdie is nie 'n siekte wat beeste doodmaak nie. So daar's nie groot aantal vrektes of so iets nie. Dit is 'n baie ligte siekte eintlik, net enkele letsels in die bek en op die tong. By vleisbeeste is dit iets wat baie vinnig oorgaan en baie vinnig genees. By melkbeeste natuurlik 'n baie ernstiger situasie. Die eier self word aangetast en daar is letterlik dan nou 'n ekonomiese vrekte. Maar die beeste self in ons geval is 'n baie ligte siekte. Great. Ag Dok, as ons 'n bietjie terugverwys aan wat in die Oos-Kaap ook gebeur het, jy weet so geruime tydjie terug. Is daar enigiets wat ons uit die Oos-Kaapse gebeure kon geleer het wat daar dalk 'n model kan gevorm word om te kan verhoed, jy weet laat hierdie tipe van goeders beter beheer word, nie dat daar nie uitstekende beheer is by julle nie, maar die algemene kom ons sê maar bestaansboer en natuurlik ook die kleiner boer, is daar dalk 'n model wat in plek geplaas kan word om hulle ook te kan ondersteun? Ja, ek dink van die groot lesse wat regtig nou weer na vore kom, nie soseer in ons geval nie, maar die Humansdorp en daardie omgewing wat so swaar getref is en dit is werklik 'n baie groot ekonomiese impak, is 'n uiterse tragedie. Maar dit is teruggespoor na 'n onbeheerde veilingssituasie in daardie geval en ook vorige uitbrake. Kyk, ons is nou al by 300 uitbrake verby in die laaste 5 jaar. En baie daarvan word teruggespoor na veilings wat regtig nie goed beheer word in veral die kleiner veilings, die groot veilingshuise probeer saamwerk, probeer die dinge reg doen, maar dit is 'n baie groot swakpunt, dit is die samedromming, mengsel van beeste ensovoorts. En alles gaan maar oor beeste.
Jy weet, jy kan deur sproei goed ry en spuit en skoene was tot jy blou in die gesig is, maar as die beeste element nie beheer is nie, dan sal die siekte versprei. So ons is nog besig met die ondersoek presies hoe dit by ons ingekom het, want al ons beeste al vir die laaste 2 jaar word onder 'n streng kwarantaineproses eers vir 28 dae en baie keer is dit 30 of 35 dae net uit praktiese oorwegings. By 10 fasiliteite dwars oor die land eers gehou en gevoer en so aan. Hulle word almal deurgekyk, elke een se bek word ondersoek in 'n druklamp voordat hulle ry na ons toe. So jy weet, ons het regtig alles in ons vermoë gedoen om dit uit te hou. En tog het hy uitgebars en dit die eerste beeste was alreeds 60 dae op voer gewees. So ver verby enige inkubasietyd. So 'n interessante situasie uit daai oogpunt. Ons weet nie regtig presies nog op hierdie stadium nie, ondersoeke is aan die gang. Maar die lesse geleer, definitief die beheerpunte is waar beeste bymekaar kom en natuurlik veiling is die eerste daar. Wel, dit is maar wat dit is. Sê dit vir my Dok ook die verbruiker wat maar basies weet die rooi vleis moet aankoop, is daar korttermyn, langtermyn impak wat dit wel kan hê en dan natuurlik ook op die algemeen. Die landbousektor is so belangrik vir die ekonomie en natuurlik bydraend na die bruto binnelandse produk. Is daar dalk 'n impak wat deur hierdie siekte kan volg, jy weet, oor die langtermyn? Ja, dit is baie goeie vraag en dit is dink ek miskien selfs die kernboodskap hierso. Hierdie is nie 'n maatskappyprobleem nie. Dit is sodat ons nou die hou vat, maar dit is ook 'n lang geskiedenis, soos ek gesê het, oor die laaste paar jaar, wat baie duidelik wys dat die model van dieresiektebeheer glad nie effektief is nie, om die waarheid te sê 'n totale mislukking is. So dit is 'n industrie, rooivleisindustrie en selfs 'n voedselsekerheidssituasie hierdie. En daarom kan daar impakte wees op alle sektore. Vanaf jy kan sê die kalf en die produsentkant van enige prote. Maak nie saak hoe groot of klein jy is nie, dit sal 'n impak hê. En ook aan die verbruikerskant. Ek dink minder aan die verbruikerskant, maar ek wil 'n beroep doen op almal om hierdie 2 weke regtig waar die situasie mooi verantwoordelik en kalm te navigeer. Ons kan nie jy weet vreesgedrewe bokspringe maak nie. Daar gaan mense wees wat probeer minslaan. Maar wees kalm en volg die reëls, volg die inligting, die ware inligting. Ons proses van weer begin slag sal 'n hele paar weke vertraag wees. Ons moet seker wees dat alle moontlike tekens van 'n aktiewe infeksie eers onder beheer is. Daarna volg 'n entingsprogram wat tesame met die staat uitgevoer word en natuurlik 'n opvolgproses waar mens dan observeer. En dit is elkeen 'n blokke van so 2 weke. So ons het 'n hele paar weke, selfs 'n paar maande voor wat die vloei nie normaalweg gaan wees nie. Die goeie nuus soos ek gesê het is daarom die vloei gaan begin, alhoewel dit teen 'n laer tempo is. Wel tog baie dankie weer eens vir al daai inligting. Ons waardeer dit natuurlik baie van jou kant af. Ons hou baie duim vas ook vir julle en natuurlik weet ons dit sal uitwerk en geloof sal ons ook saam met julle staan en natuurlik weet ons sal 'n bietjie met julle opvolg in die volgende 2 weke met 'n onderhoud en net uitvind hoe gaan dit daar in die vleisbedryf. Maar baie dankie vir jou tyd, Dok, hoor. Baie welkom, Duis. Dankie. Wel, dit is wat dit is en ek dink ja, dit is nogal skrikwekkend. Kollegas, as ons gaan kyk wat aangaan, jy weet oor die algemeen, jy weet die impak wat dit kan hê oor die korttermyn veral nou. Maar ek dink as ouens iemand het soos Dr. Verwoerd en wat natuurlik ook in die industrie is, jy weet in die seniorskap wat ons ook het in die landbousektor, soos wat hy sê, ek dink ons moet nou almal te bekommerd te gou raakie en laat die manne hulle ding doen. Yeah. I think our agriculture sector is so strong. Yeah. It's one of the strongest sectors in the economy and in the country as a whole. So the organization, I think, and the things that they've got in place are going to definitely be worth looking at to improve other departments maybe in the country as well. En ek so. Nee, en ek dink die hoof of die kernboodskap kan dalk uitkom by iets soos naspeurbaarheid, want dit is 'n kwessie wat telke male soos wat hy verwys het. Verwoord, ja. So ek dink dit is maar net weer 'n duidelike boodskap aan sommige van hierdie produsente. So dit sal interessant wees. Ek weet ons stelsels en goed wat hulle probeer implementeer, maar dalk 'n bietjie meer aandag ook daaraan gee, want dit is belangrik. Maar wat ook interessant is soos wat hy verwys het na, is dat die back and close hier is nie so ernstig geweet op die vleis wat so besig, maar meer op die melkbees. Ja, hy spesifieke areas soos Humansdorp genoem. Ja, wat baie sterk is rondom melkprodusent, né? En ek dink
vir ons wat buite daai landbousektor is dit soms bietjie moeilik om te besef hoeveel van 'n impak die landbou het op ons as geheel as 'n land. We are so dependent on not only the jobs that they provide, but the products that they provide from all angles. A bees gee nie net ons vleis nie, it gives milk and all of the other things that come from that as well. En om daarbey aan te sluit, die melkbedryf het verlede jaar veral 'n reuse verlies gelei, juis as gevolg van hierdie probleem. Ja. So dit is kommerwekkend. As ons nou weer eens gaan kyk, langtermyn gewys. Jy weet, as hulle hierdie goeders kan begin monitor en begin kan kry waar dit eintlik begin, soos wat hy sê, waar dit by veilings kan wees of by dit of by dat. En jy kan soveel maatreëls in plek sit, dit gaan bly gebeur want dit bly nog steeds 'n natuurlike ding, nê. Ja. Soos ons kan nie sê ons gaan van môre af nie meer griep kry nie. Ja. Ongeag, jy weet of jy nou 'n griepinspuiting vat of wat ook al vir koue, dit gaan gebeur. En maar kyk ek is daarom net dit is my baie indrukwekkend, jy weet die manier wat hulle dit hanteer en hoe hulle dit dan maar inbring en waarna hy ook verwys het taktieke wat hulle doen ons is saam mekaar werk, maar wat my ook baie beïndruk is die feit dat hulle klein bestaansboere en daai kleiner boere ook help en laat dit nie net 'n tendens is en sê daar gaan jy nie. Ja. Ja, en ek dink 'n laaste punt om te maak is dalk net 'n mens sou hoop dat die kommunikasie tussen die belangrike rolspelers in die bedryf en veral iemand soos die departement van landbou baie meer effektief sal wees in die toekoms. Ons hou dit met groot belangstelling dop. Nou bly net waar jy is, want net hierna is daar inspirerende stories wat volg en Jackie Lou kom kuier ook nog in die ateljee. So dis alles die moeite werd om voor ingeskakel te bly. Jy kan ons gaan volg op die sosiale media platforms. Soek net vir Goeiemôre Good Morning en dis nou Instagram, X en Facebook. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue, pay what you can afford. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game. And all those other things. From mowing lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum,
We've had your back since 1921. Skyns voor 7, hartlike goeiemôre, good morning. Elios Gemeenskapssentrum is 'n organisasie wat my baie na in die hart lê. Dis reg, Tersia Morgan en Talana Smit is deel van hierdie toegewyde span wat gesinne en kinders wat deur moeilike tye gaan ondersteun met behoeftegedrewe programme. Ek gesels vandag met hulle as ook met 'n mamma, haar naam is Elise, die pragtige Elise wat 'n pad saam met Elios gestap het en hulle is al 3 vanmôre hier. Dis nou vir my eintlik baie lekker want dit voel vir my soos die 3 susters. Hallo julle, baie welkom. Hallo Pieter. Tersia, Talana, net so vinnig, wie is Elios, waar het julle begin, hoekom het julle begin? Pieter, Elios beteken genade in aksie. En dis presies wat ons wil doen. Ons wil die Here se genade bring om stikkende harte heel te maak. En ja, ons is nou al 28 jaar betrokke. Wow. En ja, ek sal nooit vergeet die eerste dag toe ons by 'n sekere kleuterskooltjie daar in die weste van Pretoria aangekom het nie en die seer en die stikkend gesien het. Ons kon net nie daar wegloop sonder om iets te doen nie. En ja, ons is 4 dames wat begin het. Vandag is ons 11 passievolle komiteelede wat 'n werklike verskil maak in die gemeenskap. Talana, en hoe lank is jy nou al deel? Ek neem aan julle is ook nou van die ouer garde, die lang tande. Ek lyk nie so jonkie, maar ek is bietjie meer van die jonger garde. So ek is so van 2017 af betrokke by Elios, ja. Elise, hoekom het jy by hulle deure gaan aanklop? Ek is ook aan die pad van Elios, dis 'n genade aksiesentrum. So ek het 22 jaar terug geweet van hulle, maar ek het gaan aanklop. Eers nou so 8 jaar terug, borsvoeding, depressie gehad. Lewe was dit nie lekker nie, borsvoeding wou nie werk nie, babies wou nie ophou hou nie. So dit het my daar so 'n bietjie deur die pad gevat om net die depressie af te bring. Die babas mooi te stimuleer. Elios het ook gehelp met Pinkfoot Pret, waar die babas so mooi ontwikkel het om 'n trotsvolle kleuter en vandag in die laerskool te preek. So dit gaan goed daar so met die kindertjies. Hulle is nie meer in die Baba Sentrum, maar ek's nog daar. Luister, daar is heelwat programme en goeders wat julle aanbied. Ons gaan nou by dit kom, maar vir julle wat ook nou vir Elise ken en in 'n pad met haar gestap het, hoe het sy deur al hierdie prosesse gegroei en programme gegroei wat julle aanbied? Ek dink Elise kan daar vir haarself praat. Elise, vertel vir ons bietjie hoe laat ons hoe hoor. Het jy ontwikkel? So, ja, ek was 'n jong mamma en ek het buiteegtelike kindertjies saam met my eggenoot gehad. Ek het aangesluit, soos ek sê, met die depressie en dit het by Pinkfoot beter geraak. Ek het ouerleiding toe gegaan. Ouerleiding het my meer geleer, maar die regte ding om ons gesin meer nader aan God te bring, gesinseenheid te bring. En daar het net soveel goed involve. As jy die een program begin, Pinkfoot, dan wil jy ouerleiding, dan wil jy giggles. En ons is nou gebless met soap opera. So elke dag is net 'n happy place om te gaan. Dis lekker om op te staan, kinders uit te stuur en jou eie happy place te doen. Talana, julle het verskeie maniere hoe julle ook met die gemeenskap betrokke raak. Jy weet, dis die voedingsskemas, dis kinderontwikkeling en een wat nogal vir my regtig baie na in die hart lê, is die familiebout. Hoekom is dit ook vir julle so belangrik? Ja, ek dink ons almal weet dat familie is die primêre sosiale eenheid. Ek het vir Tersia gesê ek is so besig met 'n boek wat praat, die boek se naam is Good Life en is 'n studie al vir 80 jaar oor wat maak mense gelukkig en die ding wat uitkom is verhoudings, maar ook spesifiek binne in familieverband. So dis hoekom Elios fokus op families en om mense te leer hoe om binne in families te werk. Sy het nou baie van die projekte al genoem. Ons het ouerleiding, ons het vroeë kinderontwikkeling, baba terapie sessies en geestelike programme met mans en vrouens om hulle die beginsel van familie te leer en als en ek dink Elise is 'n fantastiese voorbeeld. Dit was my so nice toe ons nou sê iemand moet saamkom om bietjie ook net hier te vertel van Elios en ons vra toe vir Elise en die eerste ding wat sy gesê het, ek moet eers net by my man gaan hoor. We gaan hoor wat sê hy. Ek dink hy dis 'n goeie ding om vanoggend te kom en dit was net vir my so 'n goeie voorbeeld van hoe sy geleer het hoe belangrik familie is. So ja, dis beslis 'n fokus van Elios. En die lekker ding wat vir my ook so mooi is van Elios is die geestelike belangrikheid vir julle ook, né? Tersia, dit was baie opvallend dadelik. Ja, nee,
teen ons mure het ons jare terug een vers gespyker en dis Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En dit is die basis waarop al ons programme werk, dat ons identiteit in die Here vind en nie oor wat mense van ons sê nie. So en dit is wat ons by Elios poog regtig om mekaar op te help en saam met Jesus 'n pad te stap. En ek moet net vir julle sê, dit is vir my so pragtig om te sien dat julle ook hier 'n verskriklike mooi boks vol goeders hier aangebring het. Is dit nou met projekte wat julle besig is, Elise? Jy praat van 'n wat is die soap opera. Soap opera. Vertel vir my 'n bietjie. Soap opera het nou 'n live skill geraak by Giggles. 'n Spreker het opgedaag en haar pa het ons geleer om wikkies te brei. Ons is jong mamas, ons kan nie brei nie. Dis is in jou kyk, kom ons doen handpot soap. En so het ons van een ding nou 2 jaar al van handpot soap gegaan na bathbombs. Van bathbombs het dis net lekker om elke dag iets nuuts te doen, nog ietsie te sê, nog ietsie te probeer. So dink ons ons gunsteling is die reuke wat daar uitkom. Ons kaarse is wonderlik, soeiwaxkaarse. Victor, ons het vir jou 'n persentjie gebring vandag, né? So maar ons gaan nou baie lelik wees as ons gaan die persentjie oopmaak. Ja, maak 'n persent oop. Ek wil dit vir die wêreld wys. Ons wil vir julle wys wat se produkte, mooi produkte Elise en haar span maak. En hierdie produkte goeders gebruik julle dan om fondse te genereer en kyk ons fokus op werkskepping en om mense te bemagtig om te kan werk. So ons meer as 12 mense kry werk aan ons werkskepingsprojekte. Ons het 3. Die een is die koekie kombuis. Ja. Laas jaar het ons meer as 150,000 koekies gebak in 'n eenvoudige kombuis in ons gemeenskap huis en alles met 2 of 3 oonde en alles. Dan het ons die soap opera wat sy nou net van die produkte vertel het. En dan het ons ook nog 'n ander projek. Ek dink ons het die kombersie vergeet. Ja, die kombers is daar agter. Hulle het net gesê dis die spasie. Ons sal dit later wys. Daar's hy. Dis deel van die koekies. Pieter, hier's 'n koekie vir jou. Ja. En dan het ons vreeslike lekker seepies. En Elise is die persoon wat kyk dat die goed so netjies gedoen word. Dit word met die hand in die oog geplak, geen masjiene en alles is handmade. En pragtige kersies en spuitgoedjies. En dit is alles verloot jy vir jou. Sien, al hierdie lekker goedjies laat my dink aan die opsitkers. Hoorie maar baie dankie en ek gaan dit deel met die res van my span aan hierdie kant, maar alhoewel ek sien hier's 'n paar bokse, so hulle sal dan ook iets kyk. Hoe raak 'n mens betrokke? Hoe kan 'n ou ook 'n verskil kom maak? Yes, daar's verskriklik baie maniere hoe jy betrokke kan raak by Elios. Ons het altyd mense nodig wat op die komitee dien. Die komitee is maar net die span vrouens en mans. Ons nog nie eens mans, maar wat al die operasie, jy weet, oorhoofs kyk na alles. En dan mense wat ons het hande nodig by ons projekte. Ons het 'n sopkombuis, ons het naskole, ons het Bybelstudiegroepe, ons het vakansieprogramme, kampe. Wow. So gaan net na ons het 'n webtuiste www.elios.co.za en daar sal julle kan sien. Ek wil 'n laaste ding doen, juist met die werkskepingsprojekte ook is maatskappye kan ons ook asseblief kontak om hande te vat want ons het 'n BEE level 2 sertifikaat en hulle kan hulle supply en enterprise development punte kry deur net saam met ons betrokke te raak by ons werkskepingsprojekte. Ou het altyd so baie om nog te sê en te wil weet, maar ek weet julle doen ook studie op vir jong mense en jong volwassenes, né? Ja, Pieter, ons fokus baie om mense op te hef en vir hulle werk te gee. So ons het baie programme, ons vat hande met plekke soos Atterbury Trust. So dit is sonder hande vat kan ons nie hierdie ding doen nie. En dit is so lekker om te sien hoe die Here mense bymekaar sit om 'n baie mooi storie te maak. Ek wil vinnig 'n voorbeeld gee van een van ons kinders wat daardie tyd al by ons naskole was. Ek praat van 20 jaar terug. Of meer as 20 jaar terug, wat een van die seentjies was so depressief. Hy was 'n graad 2 seentjie wat ongelooflik depressief was en die naskooljuffroukie het vir hom 'n stel ensiklopedie gegee. En daai ensiklopedie het sy lewe verander. Hy het begin lees en nooit opgehou lees nie. Hy het 6 onderskeidings gekry matriek. Wat praat jy? En met 'n beurs wat Atterbury Trust ons mee gehelp het, kon ons hom laat leer het en hy's vandag 'n ingenieur en vandag sorg hy vir sy hele gesin.
Dis fantasties. En dis die stories wat julle ook dryf, né? Elise, as ek ook aan dink, jy het nou gesê die verskil wat dit vir jou gemaak het, maar vir jou as mens, hoe voel dit vir jou om nou deel te kan wees van die Laios span? Dit voel lekker om terug te gee, Pieter. Ek het, soos ek sê, ek het ook daai depressie gehad, maar om net daai vroue eenheid om jou te hê. Ek het ook 'n leier in die laerskool gehad wat nie lekker, hy het leerhindernisse. So Laios het my daar gehelp om 'n regte plasing te kry. En terwyl ons wag vir die departement, was daar so terapeute, daar was oogie se toets, oortjie se toets. So vandag is aan die regte skool. Dit is nog bietjie, daar's nog detens en stout oomblikke, maar hy's 'n seun en dit gaan baie goed met hom. Boys will be boys, né? Ja. Net so in kort, dames, hier's 'n opkomende koekeltoer. Koekeloer. Ja, ag, ek wil dit net bietjie kort maak en afknyp. Jy weet, jy ou mag net koekel, maar jy mag nie koekeloer nie. Ja, ons het 2 datums, die 18de Junie en die 23ste Julie. Dis 'n verskriklike lekker geleentheid om net te kom kyk en nie net om kom kyk nie, te kom ons te leer ken en ons mense te leer ken. So kom kyk en kom raak betrokke. Ek glo absoluut ons almal het iets om te gee. Party het net tyd om te gee, ander het geld om te gee. Maar dit wat die Here in jou hand sit, kan hy verdubbel. Net soos hy 2 visse en 5 brode verdubbel het na 5000, kan die Here dit wat jy in jou hand het, kan hy gaan kom verdubbel. Dames, Laios gaan ons verseker nog baie van sien en hoor. Dankie vir die kuier en dankie vir die goed wat julle doen al die afgelope 28 jaar. Ek weet dit gaan sommer nog 330 jaar hou. Onthou, hierdie onderhoud gaan ook later vandag beskikbaar wees op ons YouTube kanaal. Bly ingeskakel want net hierna kom maak Jackie Lou musiek. Ons gaan ook bietjie met hom gesels en vir jou sê goeiemôre. Goeiemôre, good morning.
dan is die sanger Jackie Lou beslis 'n chef met 'n wenresep of twee. Hy gesels nou met Pieter oor sy nuwe enkelsnit Wees lief. Baie dankie Ros en baie welkom Jackie. Ja, so gewoond ek noem hom ons nou maar net Jak, maar ou Jackie, baie welkom. Goeiemôre, good morning. Baie dankie. Gewoonlik noem jy Jackie Meister, maar nie vandag. Nie so vroeg nie. Jackie en dan ook jy Pieter sien. Ja. Ek mekaar al vir jare. Ons gee daai geheime uit. Ons gaan nou by daai jare uitkom. Ek wil dan net eers vir jou sê, baie geluk, jy het onlangs jou verjaarsdag gevier. Wat het jy gedoen? Baie dankie. Ja, kyk as ek verjaar, dan gewoonlik eet ek wat ek wil. En ek is by die vrou en die kinders en dit is lekker man. Nou doen so min werk as moontlik, maar ek het so 'n bietjie gewerk op die dag en alles, maar ja, verjaar is eintlik op hierdie ouderdom braak dit ons 'n bietjie 'n slegter ding, hè. Jy raak ouer, maar ja. Ons voel jonger tot ons onsself in die spieël sien dan. Absoluut. So moenie 'n spieël in jou huis opsit nie. Luister my vriend, jy doen goed. Ek kan sien. So Stys altyd sal sê, "Juice jy." Jy werk hard in die gym, né? Nee, maar ek hou van gesond te wees en om aktief te wees, jy weet. Ek dink toe ek jonger was ek altyd lui vir oefen. En nou het ek met 'n vrou getrou wat graag hardloop en sy oefen baie, so dit maak dit baie makliker. En ek het besluit ek wil nou as ek ouer word, wil ek eintlik jonger word want ja, jy moet lief wees vir jouself, hè. Jy moet vir jouself lief in die spieël kan kyk en sê, weet jy wat, jy lyk nogal okay vir 88, jy weet so. Gelukkig weet ons jy is nog ver daarvan. Ja. Maar 'n taal wat nou onlangs 'n bietjie ouer geword het, is Afrikaans wat sy 100ste bestaanjaar vier. En in hierdie 100 jaar, nie net is hierdie taal vir jou ook spesiaal nie, maar wat, jy vier ook al 7 of 28 jaar, ja, nie langer nie. 27 jaar hierdie jaar. Ek het in 98 begin, so 27 jaar en dit is so lekker om te weet dat ek's amper 'n derde van ons taal se bestaan besig om nuwe liedjies te maak, nuwe kinderproduksies te maak, nuwe boeke te skryf, in goeie films te speel, jy weet. So ek's baie geseënd met dit en ek is eerlikwaar, ek is baie lief vir Afrikaans. Ek sien al die goed op televisie wat ou pelle vir my sê wat Afrikaans vir hulle beteken en dit maak my baie warm in my hart, jy weet. Kyk, ons is nie altyd lief daarvoor om te kyk hoe ons gelyk het 20 jaar terug of so nie. Ons was op ander mind spaces daar. Ja. Maar ek meen jy het nou soveel goeters genoem wat jy doen en wat jou besig hou. Is daar spesiale oomblikke of spesiale liedjies wat vir jou uitstaan in hierdie loopbaan van jou? Ja, absoluut. Jy weet, ek het onlangs 'n toekenning gekry vir my liedjies wat begin stroom het. Wat platinum status en dubbel platinum status en multi-platinum status gekry het. En onthou, my liedjies het uitgekom in 2006. Stroomdienste het begin wat 2016 het Spotify begin. En dat die mense nog steeds so baie daarna luister en dat hy daarna eers platinum gegaan het. Dit maak 'n ou trots, jy weet. Ek meen liedjies soos 1 miljoen woorde. Ek's baie bly mense het so vroeg in die bestaan van die liedjie onthou waar gesien waar die liedjie gaan, jy weet. Mense gaan deur dinge as iemand in hulle lewe kanker kry, jy weet. Dit is nie net die persoon wat kanker kry, dis die mense wat om hulle is. En die hartseer ding is die mense wat beklei, wat beklei nie vir hulle self, hulle beklei vir die mense wat om hulle is, wat hulle so lief vir hulle, jy weet. En daai liedjie het baie raak geslaan. Mense kom na my toe keer op keer, dan staan so ry mense na die konsert sê ek nou vandag gaan ek Jackie kappies verkoop. Vandag hierdie mense gaan nou vandag. Maar meeste van die mense of my kom sê Jackie, jou liedjie het my verryk. Liedjies soos Fossar Noise van Kevin Leo, jy weet, dit is nie my liedjie nie, maar die manier hoe ons hom doen het nuwe krag in 'n ou liedjie gesit. En natuurlik 3 pikke wyne. Jy weet 3 pikke wyne. Baie mense dink is 'n ou lawwe liedjie vir die kinders wat hy reg is. Maar mense my vertel, jy weet, my kind is hier 'n verskriklike tyd gewees, maar 3 pikke wyne het my kind vir die pad gebring het. Jackie, ons kuier in die aande as jy die billet in die WP speel, gaan spikke wyne om die paartjie in die gang te kry. Pikke wyne was ons trouliedjie geweest. So Afrikaanse musiek of musiek oor die algemeen het 'n manier om met die mense se harte te praat en dit is baie groot verantwoordelikheid as skrywer. Jy weet, as die 3 varkies wat daar uitgekom het. 3 varkies is een van die oudste stories. En ek het besluit, maar vat hierdie liedjie en vat 'n ander swing op hom, jy weet. Vat dit oor die varkies was 'n band geweest. En die band het die wol weggeblaas. En toe ons begin praat oor die storie, toe kom ons agter maar kom ons maak 'n musiekblyspel af. Vir teaters, jy weet, kry aktrises wat die varkies is en ek sal nou die wol wees, jy weet. Daar sê ek sê die jakkals sê ek sê wolf. So dit wat musiek vir my beteken het en wat uitgestaan die vraag te beantwoord, daar's so baie oomblikke, ek kan regtig nie een uitsonder. Ek dink dit sal onregverdig wees om nou vir jou op die spot te sit. Maar een waaroor ons baie opgewonde is jou nuwe enkelsnit en ek ken jou ook maar as 'n tergees of goeters, maar hierdie is ook weer 'n bietjie meer 'n ernstige aanslag wat jy het. Vertel vir my van Wees lief. Kyk, Wees lief, hulle het geskryf vir daai mense wat jare terug op skool was hulle die hero gewees, jy weet, hulle het goed gedoen. En stelselmatig het hulle vir hulle self in die spieël begin kyk en sê, nee wat. Jy weet, daar staan in die Bybel soos glo as 'n kind, nee. Ek dink baie keer glo in jouself ook as 'n kind, jy weet, as 'n kind glo is die beste, hy's die sterkste, die mooiste. Somehow ergens in jou lewe sê iemand vir jou, nee wat. Dink jy is goed genoeg hier. En dan begin jy te glo.
dan verloor jy die liefde vir jouself. So almal wat wees lief is 'n liefdesliedjie vir iemand anders, maar dis 'n liefdesliedjie vir jouself. Kyk in die spieël en sê, jy's okay. Ek bedoel, wanneer laas het jy in 'n apteek 'n sonbril opgesit en jouself afgeneem en sê, jy's nou lekker cool. Ek weet jy het baie al seker. Nee. Ek doen dit. Ek ry in die kar en ek sê vir myself in die spieël, vandag is jy voor 40,000 mense by in die bos. Jy gaan amazing wees. Jy gaan ongelooflik wees. Geniet dit net, nee. En dis nie 'n windgat ding, Pieter. Dit is 'n ding van as jy vir jouself kan lief wees, kan jy soveel makliker vir die mense om jou lief wees. En dit is soveel makliker want jy het jouself klaar aanvaar vir wie jy is en wat jy gedoen het. En om dit in 'n liedjie om te sit, ek het hom seker 6-7 keer oorgeskryf. Ek het hom opgeneem hierdie ateljee, gelukkig gaan ek na 'n ander plek toe, by 'n ander plek toe, tot ek voel nou voel hy voel nou reg. Ek praat met die mense nou hierso. En ek voel vir elke radiostasie en julle wat my help om te bemark. Dis so nodig dat die mense hierdie liedjie hoor en uitstuur vir mense wat dit nodig het om te hoor. Ek is bly ek kan sien dis wat hierdie liedjie ook vir jou beteken en ek meen dit gaan ook deurslaggewend wees want mense gaan dit ook voel. Dis die een ding om net 'n liedjie te sing, maar 'n ander liedjie om hom regtig te beduie en te sing vir die mense. Maar jy gaan 'n bietjie later vir ons sing, nê? Nee? Ja, ek het die mondfluitjie gebring en ek wil hom net so akoestiek op die gitaar so ek hom in my binnekamer geskryf het vir julle sing en ek hoop ek kan iemand raak sing wat luister daar by die huis en dit regtig vir haar goed voel daaroor. Nou maar lekker, net hierna gaan ons dit doen. Versteek seker, ons sien uit daarna. Jackie Lou saam met ons en hy gaan hierso vir ons sy splinter nuwe liedjie sing, Wees lief. So, wees jy lief vir ons, wees jy net daar en dis net hierna Jackie Lou. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons vir die perfekte afwerking. Kom ontsnap na Letabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark, ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Letabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou.
Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons luister nou na Jackie Lou se nuwe enkelsnit, Wees lief. Wees lief vir jou ma. Wees lief vir jou pa. Wees lief vir jou vyand. Dit sal jou soms pla. Wees lief vir die lewe. Leer om te vergewe. Jy's die refleksie van jouself. As jy hier wil wees, wees dit jouself. Jy's al wat jy het, jy's al wat jy het. Wees lief. Wees lief vir die mense wat mooi na jou kyk. Wees lief vir jou paaie, al let het soms spyt. Wees lief vir die Here, hy sal jou leer vergewe. Die hemel weet, dis die antwoord van die lewe. As jy hier wil wees, wees net jouself. Jy's al wat jy het, jy's al wat jy het. Wees lief. Jy moet jouself gaan vind. Jou wêreld lê oop soos die wind. Wees lief vir jou en hy, jou refleksie is net jy. Wees lief. Wees lief. Wees lief. As jy hier wil wees, wees net jouself. Jy's al wat jy het, jy's al wat jy het. Wees lief. Maar wees lief vir jou. Wees lief vir jou. Wees lief vir jou. Wees lief vir jouself. Wees lief vir jou. Wees lief vir jou. Wees lief vir jouself. Come on. Wees lief vir jou. Wees lief vir jou. Wees lief vir jouself. Ek beloof jou. Wees lief vir jou. Ja, that's it. Wees lief. Kraak vars, splinter nuwe enkelsnit van Jackie Lou. Bly sê Jaggemeister. ek roep hom altyd Jaggemeister. Dis net so geheimpie tussen ons. Jackie Meister. Luister maar, pragtige liedjie en ek kan sien hoekom dit vir jou so baie beteken en ek is seker dit gaan ook definitief 'n A raak slaan by baie mense en almal in jou gehoor. Baie dankie. Jy weet, ek is 'n groot Sting fan en daar was een van die Sting opnames jare terug waar hy ook so positief ding heeltyd sê. If you love somebody, jy weet, en hulle het almal so hande klap en as ek die liedjie vir die heel eerste keer optree by 'n plek, dan kry ek dit reg. Dat die mense actually sê, kom julle, sing dit, dis lekker, jy weet. En ek wil dit baie duidelik maak, dis baie maklik om te dink, nee, dis net maar 'n windgat ding, wees lief vir jouself, jy weet, maar dis nie wat dit is nie. Dis 'n selfvertroue ding. As jy vir jouself kan lief wees, kan jy vir almal om jou lief wees en jy weet as 'n ou wat regtig goed rugby speel, hy maak die hele span beter. Verstaan jy? Want hy kan jol, hy het selfvertroue en ek wil dit vir almal wat toewens daar buite. Kyk vir jouself in die spieël vanoggend en sê, vandag gaan 'n great dag by die werk wees. Jy het hierdie, jy's goed in wat jy doen. Jy lyk mooi. Enjoy your day, jy weet. Begin jou dag so. Ja, ek nou net 'n ding. Ek meen ons het al gehoor van die 3 pikke wyne en is die 3 varkies en manne kom maar nou katjies of 'n skaapie dalk vir Elsa, weet ek het 'n. Daar is nie 'n skaapie of 'n 3 katjies nodig. Ja. Dit sal oulik wees. Kan ons daaroor gesels? Ons moet, ja. Maar ek dink baie mense gaan meer praat oor die skapie braai as hulle gaan praat oor die skapie groot maak. Nie Elsa nie. Nie ek nie. Ja, nee, beslis. Ek is beslis nie een van daai mense nie. Hoorie, wanneer is hierdie liedjie ook beskikbaar of is hy? Wel, môreoggend is Wees Lief op alle stromende platforms. Ek het 'n musiekvideo gemaak, eintlik meer 'n visualizer vir die mense wat nie weet nie, visualizers wat jy in die kamera kyk en dit sing.
om net dat die mense die woorde kan lees op die skerm en die woorde moet ingaan in die harte in. Verstaan, dit help nie mense luister dit net, dis nog 'n liedjie nie, dis 'n baie belangrike liedjie. Is 'n love song vir jouself van môre af oral asseblief share hom en alles moet altyd in Amerika like and share. Dit is hoekom as jy dit deel dan help jy eintlik vir my as musikant baie want dan sien jou mense dat jy vind ook aanklank by die liedjie en jou eie mense van jou gemeenskap gaan ook dan aanklank met jou. Ons weet ook jy's op die social medias nou dat jy praat van like and share en al daai lekker dingetjies. Maar vir konsertbesprekings en ek weet 'n dagboek wat natuurlik weer oorloop want jy sit nooit stil. Ja, ek is baie geseënd, baie konserte al 27 jaar. Ek ry van hier af reg deur Potties toe. Ek sing al by die Kameeldoring. Shout out by die Kameeldoring golfbaan. Ek doen vanaand 'n show daar. Môre sing ek in Montana by Hennies. Dan vlieg ek Richards Bay toe, dan is ek by die Mtata Coco Beach. Volgende week is vol konserte ook. Ek kan nie onthou nie. Maar waar kan jy nog in die hande kry? Ek dink kyk op my Jakkilo amptelik. Daarso elke week maandagooggend dan post ek nou waar ek optree die week en Annel, my vrou is al die jare nog steeds my agent, so as hulle wil kontak, Annel is ANEL. Ja. Kom ons sê die maklike spelling @jakkilo.co.za. En ek wil net gou ietsie sê. Ek was nou daar in jy moet dit vinnig sê wat ons moet groet. In Tuis. Ek was in Tuis atelier gewees. Tuis, ek wil vir jou sê ek sê dit gewees. Ek het al daai drank wat daar in die kas staan. Ek almal op Facebook live gaan proe. Yes. En ek sal vir julle later sê as hy my nou op die show wat daar binne was. Jakkie, maar baie dankie vir jou kuiertjie en baie dankie ook en baie geluk met hierdie liedjie van jou. Baie dankie Pieter. Dit sê dis al van ons kant af, maar ons sien julle maandagooggend weer 6:00 natuurlik net hier op Via. Totsiens. Los skuld agter met AfriSkuld. Those who know use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco. Professional tools made affordable.